nie uit onsself uit nie, maar uit U uit, Here, is alle dinge. Ons eer U, dat U aan ons U genade gee. Amen. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van Jesus ons Here, en van die Gees van God. Amen. Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs 12. Die siektes onder ons. Dis 'n paar mense wat nie hier kan wees nie, wat ook siek is. Ons raak almal ouer, pas jouself maar mooi op. En as jy siek voel, ek wil nou nie dokter wees nie, ek doe nie, maar 'n dokter het vir my gesê 2 dinge. Rus. En die ander een, ek moet jy maar vir jouself dink. Nee, hy het gesê baie genoeg vloeistof, maar rus. Moet nie Hebreërs sterk wees nie, as jy siek voel, gaan rus. Hebreërs 12, nou ons gebid het. Dankie Here vir U woord. Ons bid Here dat U U woord sal gebruik en deur die werk van U Gees in elkeen van ons lewens sal waarmaak. Amen. Vers 1. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Ons kyk nou vanoggend meer na vers 2. Die oog gefestig op Jesus. Ons het verlang na hoofstuk 11 gekyk. En die Gees het vir ons gelei na al die voorbeelde waarna om te kyk. Abraham se geloof om in 'n vreemde land in te gaan. Rahab se om teen haar eie mense te kies vir die volk van God. Een voorbeeld na die ander. Party van die voorbeelde is daar net 1 of 2 versies, wat ons nie veel van kan sien nie. Maar sonder uitsondering, al die ander voorbeelde is nie voorbeelde nie. Nie voorbeelde van hoe 'n gelowige moet optree nie. Abraham byvoorbeeld het 'n ander vrou gevind. Hy het 'n kort pad begin kies. Abraham het gevlug Egipte toe. Moses het in die vlees opgetree en hy het 'n man doodgemaak. Hy het opstand gekom en hy het ongehoorsaam met die Here, het hy die rots geslaan in plaas van om met die rots te praat. Elkeen van hierdie voorbeelde van Genesis hoofstuk 11, wat daar meer as 1 of 2 verse is, sien ons ook 'n donker kant. Die Gees lei vir ons en sê, sien raak hulle geloofsmomente. Daarna wil hy ons moet kyk. Maar ons kan maar net so kyk. Dan sien ons die ander dinge waar moet ons verder gaan. Maar nou kom hier 'n verskil. Die oog gefestig op Jesus. As kyk na Abraham, sien sy geloof, ons sien ook sy sonde. Van elkeen. En ons kan maar net in die verbygaan kyk na dit toe. Maar na Jesus, die oog gefestig op hom. In my gedagtes sien ek 'n ou dooieres lê. En deur sy teleskoop kyk hy. En hy het mooi daai bok in fokus en hy kies presies waar hy wil mik.
waar die kroon betref. So moet ons oog gefestig word op Jesus, sonder om dit af te neem. Want daar is geen rede by hom om te sê, hierdie ding wil ons bietjie wegsteek, want dit is 'n skade weer by hom nie. En elke ding was hy volmaak gewees. Die manier wat hy teen vrouens opgetree het, die manier wat hy teenoor kinders opgetree het, die manier wat hy teenoor sy vriende opgetree het, teenoor sy vyande, teenoor die leiers, hoe hy gebid het. Ons het in 'n vorige gemeente Bybelskool gehad, en ons het een keer het ons oor gebed gepraat, dat ons allerlei vorme van gebed gehad, intredende gebed. Jesus is 'n volmaakte voorbeeld. Gebed en lyding, Jesus is 'n volmaakte voorbeeld. In elke ding is hy die voorbeeld. Die oog gefestig op Jesus. Jy kan maar in elke ding na hom kyk wat hy gedoen het. Ons sal ons verder daarby kom. Maar nêrens is daar 'n kolletjie te vind by hom, wat is ons kop skud en sê, ai, ander godsdienste, sal leiers, kan nie dieselfde sê nie. Maar hy, volmaak gewees. Daarom kon die Vader sy offer aanvaar. Hy het geen sonde van sy eie nodig gehad waarvoor hy moes sterf nie. Toe hy sterf vir sonde, was dit vir my sonde. En vir jou sonde. En daarom kan ons kyk na hom, die oog gefestig op hom, die begin en die volëinder van die geloof. Volmaakte voorbeeld, maar die begin en die einde van die geloof ook. Mens kan verskillende maniere daarna kyk. Die eerste, jy sal sien in die teksvers, wat ek laat aanteken het hier so in Efesiërs, geloof, of redding is 'n genade van God. Alles is genade. Geloof, wat deel van die genade is, wat 'n gawe is maar die manier wat God werk. Maar geloof begin by Jesus, en sy keuse, dis die Vader wat kies, en dis Jesus wat dit deur sy lewe en sy offer moontlik maak in ons lewens. Hy begin die geloof in elke persoon se lewe. En ons kan die rekenaarmense praat van default. Jy kan maar altyd terug gaan na die default. Hy is die een wat die bron van geloof is. Sy werk, sy voorbeeld, sy lering, sy sterwe, elke ding, dit skep vir ons geloof. Hy is die begin en die volëinde van die geloof. Miskien kan ek sê, Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het die mag gegee om kinders van God te word. Dit lyk so as wat begin by my, ek moet hom aanneem. Maar Johannes 1 vers 13 sê, as hulle hom aangeneem het, is dit nie uit op grond van 'n mens en sy keuse nie, maar omdat God genadewerk in sy lewe gedoen, in 'n persoon se lewe gedoen het. En omdat God die genadewerk in jou lewe gedoen het, daarom neem jy hom aan. Hy is die begin van alle geloof. En dan gaan hy, en ek doelbewus maak ek dit korter, want as die Here wil ek op 'n ander geleentheid meer breedvoerig gaan praat. Die vertaling sê, hy is die volëinder daarvan. Daardeur het hulle probeer om in een woord te sê, hy is die een wat die perfectionisme daarvan is. Hy bring die begin van geloof
bring hy tot volheid, sodat mense kan toeneem in geloof, en meer kan vertrou op hom. So werk hy in sy kinders se lewens, en hy bring hulle in situasies, nie om hulle te straf nie, maar om vir hulle beter te leer, of om te verloof, te glo. Die Engels vertaal het the perfecter, wat het volmaak maak, hy maak die geloof volmaak. Hy is die volleinder van geloof. Hy werk deur sy gees in ons lewens, om ons geloof te laat blom, te laat groei, volmaak te maak, die volheid van die geloof. Met ander woorde, soos Johannes 1 sê, die begin en die einde, die alfa en die omega, die alles, van ons geloof, is hy alles, hy is die inhoud, hy is die methode, hy is die voorbeeld, die begin en die volleinde, hy is alles van ons geloof. Ons kan maar ons oë op hom gefestig hou. Die oë gefestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was. Ek het nogal gedink as ek Paaskonferensie sou hou, sou ek hierdie gedeelte gekies het. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was. Het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Het hy terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was. Jesaja hoofstuk 53 sê, as hy sy lewe gee, sal hy nageslag hê. Maar kom ons begin bietjie by die begin. Die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was. Ons lees, byvoorbeeld by die Samaritaanse vrou, dan sê hy vir sy disippels, ek het kos om te eet, wat julle nie verstaan nie. Om my Vader se wil te doen, dis my brood en my botter. Dis my lewe. Dis my vreugde. Om te doen wat my Vader sê. En dan die grootste eer wat vir hom gegee kan word. Die grootste vreugde. Filippense, hy wat in die vorm van God gelyk was, en dan maak hy dit kort, ek maak dit nou baie kort, mens geword, slaaf geword, is krimineel gesterf, al dieper en dieper. Maar staan daar geskrywe, maar hy is opgehef, en hy sit aan die regterhand van die troon van God. Dit is sy grootste vreugde, om sy Vader se wil te doen. En dan die erkenning te kry van sy Vader. Sit aan my regterhand. Terwille van die vreugde wat hom in die vooruitsig was. Ek het my Vader se wil volkome gedoen. Terwille van die vreugde wat hom in die vooruitsig was. Jesus gaan eendag vir sy getroue kinders sê, mooi, so goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou. Dink net hoe die Vader met liefde in sy oë na sy seun kyk en sê. En hy het dit 'n paar keer gesê, dis my geliefde seun. Hy het my wil gedoen, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was. Maar is meer as dit. Weet jy, in die bruilofsmaaltyd van die lam, kan ek maar net kyk in my gedagtes, dan sien ek, hoe kyk die Here Jesus na die bruilof, sy bruilof. Hy is die bruidegom en sy bruid is hier voor hom. Wie is sy bruid? Een plek word hulle 144.000 genoem, maar 'n ander plek in Openbaring word hulle 'n ontelbare skare genoem. Elkeen wat met God versoen is, deur hom.
Hy sien daai besete van Gadara, daai man wat so wild was, daai man wat in die grafte gebly het, daai man wat op 'n klippe gekap het, daai man wat so eensaam was, toe hy deur sy werk kom, toe word hy herstel. En om te dink, hier sit daardie man, 'n helder geslag, by homself, die vreugde om te weet, die prys wat hy betaal het daardie man gered. En so oor die hele spektrum, ontuchtige vrouens, teologiese professors, boere, sakemanne, dominees, elkeen, terwille van die werk wat hy gedoen het, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, om te weet wat sy werk aan mense sou doen, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, om sy Vader se wil te doen, maar ook om verlossing en redding en vrymaking te gee aan die wat aan hom behoort. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder vir die skande daarvan terug te deins. En hier praat hulle nie van sy versoeningswerk nie, dis altyd deel daarvan. Maar hier praat hulle van die aakligheid van die kruis. En ek het al gehoor hoe mense hier of in hierdie kansel af, hoe mense vertel hoe dit lyk. En ons ken dit. En ons weet wat dit is. En ons weet hoe hy van God verlate was, maar hoe hy kaal gehang het daar. Die mense verbygeloop het hom gespot het. Die een na die ander. Die skande daarvan. Wat dink sy ma? Weet Martin Luther het op 'n stadium gesê, wat dink my pa en my ma van my? Wat almal in die koerante en die media en almal skinder oor my en daar is WhatsApp groepe teen my en op Facebook inskrywings is daar duimpies wat afwys en allerlei goeders. Die skande. Daar hang hy. Maar hy hang en hy weet, dit is nie die einde nie. Hierdie swaar kry gaan aanvaar word en dit gaan verlossing bring aan mense. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Nie die lyding nie, maar die skande. Skande voor God. Hy betaal vir prostituie, vir alles wat hulle gedoen het. Hy betaal vir oneerlike sakemanne, alles wat hulle gedoen het. Hy betaal vir mans wat hulle vrouens mishandel het, staan hy voor sy Vader met al die sondes. Hy wat die heilige is, moet hierdie goeders doen, die skande daarvan. Sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Maar God, as ons aan hom gehoorsaam is, los hy sy kinders nooit in die dal van doodskade nie. Hy laat hulle altyd by 'n vreugde maaltyd aansit. Elkeen van sy kinders. Hulle sal miskien in hierdie lewe oneervol sterf, maar die bruilofsmaaltyd van die lam wag vir hulle. En eerste sal dit nou geskrywe, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Die hoogste ereposisie wat daar kan wees. Afgelope week het mense nou, is hulle by Trump en Ramaphosa gewees en hulle sê, ek is genooi daarna toe, ek is nog genooi daarna toe. Maar hier sit my seun. In die hoogste posisie. Die grootste eer.
sy naam sal elke knie buig en elke tong bely dat hy Here is. Ek voel op die oomblik nou soos Charles Wesley. Oh, for 1,000 tongues to sing my Redeemer's praise. Gaan luister 'n bietjie na die lied, hoe aangrypend dit is. As ek 1000 tonge gehad het, sou ek sy lof wou besing het. Hy wat hierdie dinge gedoen het. Hy wat so eindig aan die regterhand van die troon van God. Ek wil eindig waar ons begin het. Hou hom voor oë. Die oog gefestig op hom. Nie met die teleskoop in my skoot te skiet nie, maar in liefde. Daar is niemand anders nie. Dis net hy. Wat 'n evangelie. Wat 'n verlosser. Wat 'n voorbeeld. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige God. Ons wil na U kyk, Here Jesus, vir alles wat U gedoen het. As 'n offer, as 'n voorbeeld, as liefde vir die Vader. En ons gebed wil wees soos wat die gebed van Johannes die Doper was. U moet meer word. En ons moet minder word. Skenk vir ons die genade asseblief. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die leiding van die Gees van God, ons deel wees. Amen.